hartlike goeiedag van my Yvonne Besuidenhout Ansie Smit. by ons program Gebedsversoeke op Kruiskyk TV. Wat 'n wonderlike voorreg om weer met julle te gesels en ek glo julle het regtig vanmôre of wanneer ook al julle die vorige program gekyk het, ligter opgestaan en gesê ek het nie geweet, dit gaan eintlik so maklik wees om te vergewe en vry te spreek nie, want ek het die Heilige Gees gevra om my te help. So ons gaan vandag 'n bietjie aan daarna, maar net weer gou en kort, die boekie, 'n nuwe lewe in Christus. Hierdie boekie gaan ek net so vinnig met julle bespreek. Dit is vir elke nuwe bekeerling, elke persoon wat dalk 'n ruk al met die Here gestap, maar hy weet nie eintlik wat verwag die woord van die Here van hom nie. As ek hier kyk na die inhoudsopgawe, sê wat het met my gebeur? Wat het met jou gebeur? Wat is die volgende stap? Ek het nou my hart vir die Here gegee, wat nou? Hoe kan ek die Bybel verstaan? Ag jammer, ek net 'n slukkie water neem. Hoe kan ek gebed betekenisvol wees? Hoe word ek 'n volwasse Christen? Wat verlang God van my? Hoe kan ek die wil van God ken? Wat nou? Die waterdoop, die doping met die Heilige Gees, Jesus se grootste woorde ooit, jou goddelike doel en mik hoog. Pragtige lessies hierin, waar jy in kan skryf, notaatjies kan maak, so ons wil julle motiveer. Hierdie is seker die laaste week wat julle kan bestellings plaas voor Kersfees, anders gaan julle dit dalk eers in die nuwe jaar ontvang. Die nommer wat nou verskyn by Hilda, plaas jou bestelling, R100 'n boekie. Baie dankie. So vandag kyk ons verder na genesing van herinneringe. Laaste week het ons gekyk na vergifnis, en 'n klomp mense het ek en jy vergewe en vrygespreek. So vandag bid ons bietjie verder. Ek bid dat U my sal toevou met U kleed van geregtigheid en deur my eie lippe met my sal spreek in Jesus Christus se naam. Dat elke woord wat ek vandag of vanaand spreek vanuit my hart sal kom, want U sien my hart en U woon in my hart, sodat ek vandag waarlik en finaal vry kan kom van enige iets vanuit my verlede, wat nou nog enige bindinge in my lewe mag veroorsaak. Dankie Jesus Christus dat U nie net vir my sondes gesterf het nie, maar ook vir my hartseer, my pyn, my verwerping, my verlange, my eensaamheid en die diep verlange weens 'n gebrek aan liefde. Ons lees natuurlik van Tiaan Gildenhuys, is 'n skrywer rondom hierdie. Julle kan gerus op die YouTube kyk na sy programme wat hy het, Tiaan Gildenhuys dan. Ons het nou die Here gevra om ons te help om hierdie dinge af te lê en ons sal finaal daarvan breek. Daarom bid ons dan nou die volgende ook. Here, U weet, U wil is 'n perfekte intieme verhouding met my ook hê en U wil al die seer in my siel genees. Ek weet ook U wil my fisies, geestelik en my emosies herstel, sodat ek in elke opsig normaal en volwasse kan optree, normaal en volwasse ook in die gees. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na Hebreërs 4:16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Here Jesus, ons kom nou kragtens Hebreërs 4:16 met vrymoedigheid voor U genade troon en ons rig 'n petisie tot U Jesus Christus se naam oor alles wat met my liggaam gebeur het, onder andere enige skokke, traumas, aanrandings, geweld, programmerings deur rituele geweld, molestasies, verkrachtings, okkulte, enige sonde of ongeregtigheid waarvan ek bewustelik of onbewustelik betrokke was, alles wat ek in die duister gedoen het. Vader, ek vra dat U my nou sal genees en herstelwerk doen aan alles wat in die duister in my sieldimensie gedoen is, waar ek moontlik stikkend geskeur, beskadig was. Dankie Vader dat U nou deur die krag van die Heilige Gees in Jesus se naam sal begin om my te genees en my herstel in 'n perfekte wil en plan volgens U wil.
Dankie dat U my sal help om vergifnis te vra vir die sonde, om alle mense vry te spreek en te vergewe wat my skade aangedoen het, of my seer gemaak het, en alles wat in die donker gedoen was, finaal aan die lig sal kom. Ja, die Here is baie getrou. Wanneer ons vir hom vra om ons te help hiermee, sal hy regtig met jou 'n pad stap. Maar ek wil jou vra, wanneer jy ingaan in gebed en jy vra die Here om jou te help met hierdie dinge, skryf dit neer. Want soos ons nou vorentoe gaan bespreek, is daar baie verskillende dinge wat dalk in jou lewe gebeur het, okkulte, dinge wat jy, soos Ansie gesê het, onbewuslik dalk toegelaat het in jou lewe. So kom ons dink en luister mooi. Die Here Jesus, ek vra U uit die diepte van my hart in hierdie oomblik om asseblief nou met my terug te stap deur elke sekonde van my bestaan. Begin asseblief by my verwekking tot vandag toe en genees en herstel elke stuk in 'n plek in my siel, elke diep seer vanuit my verlede, die trauma, die vernederings, die verwerpings, die verlatings, skokkende behandelinge, ongelukke en geweld waaraan ek moontlik onderwerp was en wat U van kennis dra. Aangesien U by elke geleentheid teenwoordig was, want Jesus, die woord is duidelik dat deur U wonde en kneusings aan die kruis daar ook vir my emosionele genesing gekom het. Here Jesus, verwyder asseblief saam met die genesings in my emosies ook elke beeld van die betrokke gebeure uit my verstand en vul dit in hierdie oomblikke met U Heilige Gees se volheid. Verseël my asseblief sodat Satan nie verder kan slag en steel nie en gee vir my 7 maal terug wat van my gesteel is in Jesus se naam. Ons sien dat die duiwel wil ons gedurig deur aan ons verlede en ons seer en pyn herinner. Baie keer as iemand gesels of jy luister na 'n praatjie of 'n woord of terwyl ons hier is, dan onthou jy dalk dadelik van iets wat jou seer gemaak het. Dis daardie dinge wat die Here wil hê ons moet van genees kom en wat ons hom gaan vertrou om dit uit ons gedagtes te verwyder. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die volgende een. Vader, genees my asseblief diep binne-in en herstel elke kommunikasiekanaal tussen my gees, vlees en sieldimensie, sodat ek voortaan sonder enige blokkade U wonderlike liefde kan ondervind. Ons weet dat ons strome van lewende water in ons binneste het, en baie keer is daar iets wat dit verstop, en baie keer is dit onvergewensgesindheid, so kom ons haal al hierdie blokkades uit. Vader, stuur die Heilige Gees tot in die donkerste hoekies van my emosies, selfs tot in die 3de en 4de generasie van my voorgeslagte, en verwyder ook asseblief alle skadelike generasiesondes, ongeregtighede, skadelike materiaal of verhinderinge, elke generiese of geestelike bindinge in my lewe of op my lewe. Genees my asseblief volkome en verander alles in seëninge, reinig my wonde en bedek dit alleen met die bloed. Ja, dis net die bloed van Jesus wat my en jou regtig kan los en vrymaak en genees. Soos wanneer jy val en jy het 'n pleistertjie opgesit en daardie pleistertjie help beskerm die wond om nie infeksie in dit te kry nie. Daarom is dit soos die Heilige Gees. Wanneer ons op die Heilige Gees vertrou in die bloed van Jesus, dan help dit ons dat daardie kwaad nie groei binne in ons nie en dat ons net kan vrykom daarvan. Verder bid ons, Here Jesus, U het reeds my geken voor my geboorte al en U was reeds daar vanaf my verwekking volgens Jeremia 1 vers 4 tot 5. Jeremia 1 vers 4 tot 5 lees, die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. So die Here het 'n roeping op elkeen van ons se lewe, volgens sy wil. So die Here ken ons. Here, daarom bid ons, Here, verlos my daarom asseblief nou van alle vrese, vloeke of negatiewe gedrag wat aan my oorgedra is in die baarmoeder, deur my moeder
of vanaf enige van my voorgeslagte. Soveel keer hoor ons van sielkundiges wat mense hypnotiseer of hulle behandel of wat ook al, en dan kom dit as verwerping terwyl hulle nog in die moederskoot was. So kom ons vra die Here om ons daarvan te genees. Dankie Jesus dat U daar was toe ek gebore was en dat U toe my reeds innig lief gehad het en dat ek vir U spesiaal was, net soos ek was. U my kosbaar in U oë gemaak het. Here Jesus, ek bid nou vir genesing deur U Heilige Gees vir enige van daardie gevalle wat ek dalk onbemind, nie die regte geslag, onwelkom, verwerp, skielik of ongeliefd was, of nie liefde ontvang het nie. Baie keer sê die pa, nee, ek wou 'n seun gehad het, nou is 'n dogter gebore, of andersom. So al die dinge maak alles deel uit van seer en verwerping. Waar ek blootgestel was aan trauma of geweld en soms self gevoel het dat ek nie net in die pad van my ouers was, kom genees asseblief nou alle verwerping, verlating, skokke, verlange, eensaamheid, alle seer, siekte en enige innerlike onvermoë om my hulpeloosheid te verstaan. Here, genees my asseblief van dag 1 in my lewe af en deur my hele lewe toe tot vandag toe. Ja, soos Yvonne gesê het, baie keer raak 'n mamma swanger en dan sê sy, maar ek het nie nou geld nie of die babatjies ontydig. So kom ons let op hierdie gebede. Dan bid ons verder, Here Jesus, die traumas, die minagting, die beledigings waar ek verlate was of by ander mense gelos is, die vrese stap vir stap deur my lewe, Here, die emosies, die verwerpings, harde stemme, gevloek, geweld in enige vorm, gebrek aan liefde, sondes, verslawende gewoontes. Ek bely dit eerstens as sonde. Tweedens bedank ek U vir totale genesing van dit alles, Here. In die tye wat ek bevreemde gelos was, die verlange, die gebrek aan koestering, sekuriteit, veiligheid, vrese, nagmerries, bangmakstories wat aan my vertel was. Ons sien baie keer by aangenome kinders dat dit 'n probleem is, so ons wil julle aanbeveel, bid ook dan hierdie gebed. Dankie Here waar ek verstoot was, waar my mamma en my pappa nie daar was nie, of waar my mamma en pappa nie vir my drukkies gegee het nie, terwyl ek daarna gesmak het. Ons sien dat dit ook 'n vorm van verwerping is. So kom ons bid dan ook daardie gebed. Weet veral in vandag se tye waar baie mammas, enkel mammas is en die mamma regtig werk van vroeg tot laat en baie kere tot 2 werke het om net vir haar kinders te kan sorg, is daar nie tyd om regtig tyd te spandeer met die kinders nie. Daar is nie tyd vir daardie liefde, daardie omgee, nie daardie drukkies en swentjies en met mekaar gesels nie. Ons sien dat kinders word gelaat by oumas, mammas wat gaan ver weg werk, kinders word gelos by die oumas of die tannies en die ooms, en daardie ooms en tannies is baie keer nie meer lus vir kinders nie, en hulle is dalk kwaai met die kinders en hulle is dalk bietjie kras met die kinders. Hierdie kinders gaan deur swaar dinge. U is dalk een van hulle daar buite wat sê ek het daardie dinge gesmaak. So hierdie gebede is ook dan vir jou. Here Jesus, genees my asseblief nou van elke seer, elke negatiewe gedagte en oordeel, elke wortel van bitterheid en woede, elke verwerping en eensaamheid, elke vrees, skuldgevoel, negatiewe magte en gedagtes wat op my inwerk. Die hou vas van elke gees van depressie wat my wil versmoor en my elke doodswens, verbreek ek nou oor my lewe in Christus Jesus naam. Stap asseblief nou saam met my met visioene en gesigte en openbaar dit wat in die duister aan my gedoen was, sodat ek dit nou kan kruis toe kan bring en finaal daar kan neerlê. Maak asseblief nou my emosies los, sodat ek weer dit kan ervaar wat met my gebeur is, sodat U my waarlik daarvan kan genees. Baie keer sien ons dat mense begrawe trauma, hulle onderdruk dit, dan sê hulle kan dit nie meer onthou nie. Soos mense wat in motorongelukke was of deur een of ander trauma gegaan het. So kom ons bid dat die Here dit losmaak, dat dit
jy weer daarvan kan genees. Lig asseblief nou die deksel van dit wat hier binne in my wil ontplof en wat ek nie die seer van kan verstaan nie. Ook dit wat my eensaam laat voel tussen mense. Here Jesus, genees my asseblief in elke area van my lewe. Al die seer wat op my oorgedra is uit die voorgeslagte of vanweë hulle autoriteitsposisies oor my lewe. Verwyder asseblief nou ook alle pyn uit my nageslag se gestel en genees ook hulle van enige en alle trauma wat ek oor hulle gebring het. Ek sien nou my geslag met vrede, liefde en totale genesing in elke area van hulle lewens in Jesus Christus se naam. Kom ons kyk 'n bietjie na die breek van sielsbande. As ons kyk, Vader, in die naam van Jesus Christus onderwerp ek verder nou my siel, my begeertes, my emosies aan die Heilige Gees. Ek bely hiermee ook al my losbandigheid voor huwelikse seks en alle buite huwelikse seksuele verhoudings as sonde, het sy met my eie geslag of met die teenoorgestelde geslag. Ek bely alle goddelose gees, siel en liggaam skoppelinge as sonde. Ek dank U dat U my nou vergewe en reinig met die bloed van Jesus. Ja, soos ek op die vorige program gesê, daardie geestelike naalstring waarmee jy gebind word, sny dit af deur hierdie gebede. In die naam van Jesus vra ek U om my nou los te maak van alle sielsverbintenisse met vorige seksmaats en van enige goddelose verhoudinge wat ek gehad het. Ontwortel asseblief alle tentakels van seksuele slawerny of van emosionele verlange na of van emosionele afhanklikheid van enige persoon. Of daardie persoon nog lewend of reeds oorlede is, maak my ook asseblief van hulle los. Van alle verslawende gedagtes ook, wat ek nog oor enige persoon of daardie persoon nog lewend of reeds oorlede is, mag koester. Jy kry soveel mense wat sê, ek kan net nie oor hierdie een kom nie. En dan kry jy ons wat berading doen van tyd tot tyd op mense, kry mense wat aanhoudend vir ons kontak oor 'n persoon. Hulle kom net nie los van daardie persoon nie. Dit is belangrik om dan hierdie gebed daarvoor te bid. Daai lewe is verby, dit het verby gegaan, kom los daarvan. Die volgende een wat ons nou kyk, ek verloon en weerstaan alle bose geeste wat hierdie sielsverbindinge verstryk of wat aan my oorgedra is deur alle goddelose, bose assosiasies of van watter rede ook al. Reinig my siel asseblief en help my om van alle onwettige eenwording te vergeet, sodat ek vry kan wees om my liggaam, siel en gees volkome aan U en my huweliksmaat te gee. Vader, ek ontvang nou U vergifnis vir al my seksuele sondes of enige ander sielsverbindinge vanuit my verlede. Ek glo en eien dit vir my toe, dat ek volkome vergewe is in hierdie aspek van my lewe. Dankie dat U nie meer my sondes onthou nie. Dankie dat U my reinig van alle ongeregtigheid. Here, ek onderwerp myself volkome aan U, en deur die genade vra ek U, dat U my van vandag af volkome sal heilig hou in my gees, siel en liggaam. So kom ons bid dit elke dag oor onsself ook, dat jy jou gedagtes, jou siel, jou gees, alles elke dag sal heilig lewe voor die heilige God. Ja, God sê, wees heilig, want ek is heilig. So kom ons slaan ag op hierdie dinge wat verkeerd is en lê dit af. Kom ons kyk 'n bietjie na voorvader betrokkenheid toe. Ons sien reg deur die Bybel van dinge wat voorvaders gedoen het en hoe dit die geslagte geraak het. Ons sien dat die Here het baie keer 'n hele geslag uitgewis as gevolg van sondes. So hoe raak ons ontslaaf van daardie dinge wat ons voorvaders gedoen het? Kom ons bid so dan. Ek kom nou spesifiek voor U in die naam van Jesus Christus en ek bely die sondes van my voorvaders, waardeur vloeke, ongeregtighede en hoerery op my en my nageslag kon neerkom, soos dit beskryf word in die Bybel. Vader, hier dink ek byvoorbeeld aan allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug,
vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaamheid aan ouers, onverstandig, afgodedienaars, egbrekers, welluste, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, rowers, oorspel, onreinheid, ongebondenheid, toornigheid, vyandskap, jaloersheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns en brasserye. Alles dinge waar die vrug van die Gees nie is nie. Here Jesus, ek bely nou hierdie dinge as sondes van my voorgeslagte. Ek bely ook my eie betrokkenheid daarbey. Ek vra dat U my sal vergewe en vergewe ook asseblief my voorgeslagte. Nou breek ek elke vloek van ongeregtigheid, hoerery op my en my nageslag. In die naam van Jesus, verander dit asseblief in 'n seën. In die naam van Jesus Christus is al hierdie dinge die eerste keer in my lewe en ek eien dit vandag vir my toe, dat ek gesag het in die naam van Jesus Christus om vir Satan en sy geeste te kan sê. Ja, ons sien dat dinge van ons verlede kan op ons rus en ons kan nie verstaan waarvan dit kom nie. Ons sien dat dinge wat ons voorouers gedoen het, dinge veroorsaak in ons lewe waarmee ons sukkel. Jy weet, dit is soos siektes, baie keer kry jy siektes wat oorgedra word van geslag. My ma het kanker gehad, nou het ek dit gehad en so gaan dit aan dieselfde met hierdie dinge. My pa het selfmoord gepleeg, my broer het selfmoord gepleeg, al daai tipe goed. My ouma was lief om te skinder, my ma was, en so gaan dit aan van geslag tot geslag. Kom ons breek dit, die Here gee tog vir ons die autoriteit, en hy wil nie hê ons moet aanhou bly in die sondes nie. So dis ongelukkig altyd wat ons het vir hierdie onderwerp, vir hierdie week. Ons gaan volgende keer aan, ons wil regtig hê julle moet 'n pad saam met ons loop. Kyk dit, as julle nie alles kon neerskryf nie, gaan in op die YouTube kanaal, onder Kruiskyk gebedsversoeke, soek die datum van hierdie program, en gaan dit weer deur. As julle vrae het en julle wil met ons daaroor gesels, is julle welkom ons te kontak ook op die nommer wat verskyn. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die gebedsversoeke. Ons tree in vir families, ons tree ook in vir vertroosting, mense wat geliefdes in die dood afgestaan het. Dan 'n seun wat gebrand is deur die elektriese kabels. Ons dankie Vader dat U hom behoed en bewaar en beskerm het. En dan tree ons ook in vir Daniel vir genesing. Ons bid steeds vir die matrikulante en die ander leerlinge wat eksamens skryf. So kom ons tree vandag in. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan hande vat, om te kan intree vir elke persoon wat 'n versoek ingestuur het. Vader, baie dankie dat U hierdie seun wat gebrand het, behoed en bewaar en beskerm het. En dankie dat ons volkome genesing oor sy liggaam kan spreek. In Jesus naam. Dankie dat U hulle vertroos wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dankie dat ons weet, U is die groot vertrooster. Vader, ons kom tree ook in vir families, huwelike, ouers, kinders, dat U ook in hierdie tyd die huwelike een sal maak, dat U die familieverhouding sal herstel, en dan tree ons ook in vanmiddag vir Daniel, vir volkome genesing in sy liggaam. Ons prys en loof U, dankie dat U vir ons antwoord, en dankie dat ons alles kan vra in die wonderlike naam van Jesus. Ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, totsiens tot 'n volgende keer.